Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, leef die lewe van Eden. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. Openbaring hoofstuk 21 vers 1. Die hemel is 'n skool, die studieveld, die heelal, die onderwyser, die oneindige een. 'n Tak van hierdie skool is in Eden gestig, en nadat die verlossingsplan voltooi is, sal onderwys weer in die Eden skool opgeneem word. Die profeet van Patmos beskryf die ligging van die skool van die hiernamaals so. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Openbaring hoofstuk 21 vers 1 en 2. Die gee van die boom van die lewe in Eden was voorwaardelik, en dit is uiteindelik teruggetrek, maar die gawes van die toekomstige lewe is absoluut en ewig. Herstel tot God se teenwoordigheid, sal die mens weer, soos aan die begin, deur God geleer word. Daarom sal my volk my naam leer ken, daarom sal hulle weet op die dag dat dit ek is wat spreek. Hier is ek, Jesaja hoofstuk 52 vers 6. Al die skatte van die heelal sal oop wees vir die studie van God se kinders. Met onuitspreeklike vreugde sal ons die vreugde en die wysheid van ongevalle wesens binnegaan. Ons sal die skatte deel wat deur eeue na eeue verkry is in oorweging van God se handewerk. En die jare van die ewigheid, soos hulle aanstap, sal aanhou om meer glorieryke openbarings te bring. Ver bo alles wat ons bid of dink, Efesiërs hoofstuk 3 vers 20, sal vir ewig en ewig die deel van die gawes van God wees. Die lewe op aarde is die begin van die lewe in die hemel. Opvoeding op aarde is 'n inisiasie in die beginsels van die hemel. Die lewenswerk hier is 'n opleiding vir die lewenswerk daar. Wat ons nou is, in karakter en heilige diens, is die seker vooruitskaduwing van wat ons sal wees.